As jy julle lekker om saam te kuier in ons laaste finale episode oor die gawes van die Heilige Gees in 1 Korintiërs 12 en dit was regtig lekker om 'n bietjie saam daaroor te gesels. Ons praat vandag oor tale en die uitleg van tale. Iets wat baie kontroversieel in die kerk is. As jy met iemand in die NG Kerk gaan praat daaroor of iemand in die AGS Kerk gaan praat daaroor, het jy twee verskillende sieninge en selfs dalk in jou klein groep kan dit heeltemal verskil oor mense se idee van hoe werk tale. Aan die een kant het jy mense wat sê dat tale moet so prominent wees in jou lewe, dat dit die enkele bewys is van die Heilige Gees in ons lewens. Hulle wil amper sê hef hierdie gawe so hoog op. En in 'n sekere sin het dit seker gemaak dat die ander kant van die spektrum mense gesê het, hoorie, ek was al by so 'n byeenkoms, is hierdie ouens nigter. En jy weet of hulle dit ook gevra om ons in Handelinge, dalk bietjie meer relevant vir ons sal party mense sê, was die duiwel nie dalk daar nie. So dit kan een van twee wees. Tog praat die Bybel daaroor. Net so iets oor die bewys. As ons dink, Paul, wat glo ons oor wat is die bewys van die Heilige Gees in 'n gelowige se lewe? Nou dat ons daaroor praat, voor ons by die tale kom nie. Ek dink daar's 'n paar plekke, maar een wat vir my uitstaan is wanneer ons in Galasiërs 5:22 praat van die vrug. Hy praat ons nou nie van appels en piesangs nie. Hy praat van die vrug as 'n resultaat van die Heilige Gees in 'n gelowige se lewe. Is liefde wat uitdrukking kry in verskillende forme. So dis die een manier. Wat dink jy, Paul, kan mens sien nog as 'n bewys van die Heilige Gees is in my lewe? Ek's gevul met die Heilige Gees. Ek dink toe Jesus vir die disippels uitnooi na die bowetrek toe daar in Jerusalem, toe sê hy vir hulle, julle sal in Handelinge 1 vers 8, toe sê hy, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En ek dink tot 'n groot mate is Galasiërs 5 vers 22 die getuienis van jou lewe, die vrug, die karakter van jou lewe. Dis 'n bewys dat die Heilige Gees, dat jy gedoop is of vervul is met die Heilige Gees. Ek dink hierdie ander teken is krag, is gawes, die gawes van die Heilige Gees. En ek hou van wat Jesus daar doen, is hy sê nie, hierdie spesifieke gawe sal vir jou 'n teken wees, dat jy vervul is met die Heilige Gees nie. Hy vat al die gawes en die krag van die Heilige Gees en sê, maar dis die teken. Krag en karakter sal die teken wees van die vervulling met die Heilige Gees. Ja, kom ons begin sommer daar by Handelinge. Handelinge sien ons die vervulling met die Heilige Gees en dan vat ons bietjie deur daai eerste ervaring van die gelowiges en daar praat hulle ook in tale. Wat het daar gebeur? Goed, ja, Ron, so die eerste ervaring wat daar was van tale, soos jy sê, is in Handelinge 2. En maar daar, wat interessant is daar het hulle in die moedertaal gepraat. So daar was 'n klomp mense wat bymekaar gekom het daai dag en ons weet nou dit was die Pinksterdag gewees en hulle was besig om Paasfees te vier en ook die fees van weke. Ja, daai was spesifiek die week van wanneer die wet, die Torah gegee is aan Israel. Ja, aan Israel. So daar was 'n klomp verskillende mense van verskillende streke daar en hulle het hulle taal, hulle moedertaal gehoor deur die disippels wat dit vlot gepraat het, met aksent en alles, en so dit was nice, en ons lees daarvan in Handelinge 2 vers 7, hulle was heeltemal uit die veld geslaan. Hoe is dit moontlik, het hulle uitgeroep. Almal wat hier praat is Galileërs, en tog hoor ons hulle in ons moedertaal praat. So hierdie was 'n herkenbare taal vir elke volk wat daar was, wat hulle kon hoor en gepraat het daaroor. So ja, dit was die eerste belewenis. Dit was nie noodwendig vreemde tale nie, dit was in die mense se moedertaal. Goed, 1 Korintiërs 12 praat van tale en dan praat hy van daar moet 'n uitleg wees van die tale. Hoekom praat hy spesifiek so? Daar kan 'n taal wees wat ons nie verstaan nie en dan moet daar 'n uitleg wees. So wat is die gawe van tale en die uitleg van taal? Ja, en ek dink daar, jy weet wat nou anders is van wat Benny nou gepraat het. Nou kry ons ewe skielik met 'n taal te doen wat nie noodwendig vertaal kan word nie. Dis nie 'n moedertaaltaal nie, dis 'n geestelike taal, soos wat Paulus daarna verwys. So die gawe van tale moet altyd te paard gaan met die uitleg van daai taal.
andersins is dit nie tot opbouing nie, dis vreemd, dis onverstaanbaar. Daarom sal Paulus baie klem daarop lê wanneer hy praat met die gemeente in Korinte oor in 1 Korintiërs 14 oor hoe die orde van hierdie gemeente behoort te werk, hierdie diens, hierdie byeenkoms behoort te werk, dat weet jy wat, as ek by julle kom, dan praat ek eerder nou in ons geval Afrikaans, as wat ek 'n klomp woorde in 'n ander taal gaan praat wat julle nie gaan verstaan nie. En vir my is dit net altyd, jy weet, hoekom dan nie net in Afrikaans praat nie? Hoekom dan nou nog, jy weet, die uitleg of die taal te wil hê en sê nou maar die uitleg in dit. En 1 Korintiërs 14 gaan verder en hy sê maar dit is tale is nie 'n bewys vir die gelowige nie, dis die bewys vir die ongelowige en spesifiek wat in Handelinge 2 toe nou plaasvind. Ek meen ek kyk hier na al hierdie mense, nee, die Perse, die Mediërs, die Elamite, dit sal nou almal wees, jy weet die Khosas, die Pedis, die Engelse, die almal wat in 'n diens sit en ewe skielik kry daai persoon daai taal in 'n jy weet in sy taal, in sy moedertaal en is vir hom 'n teken as ongelowige en die Here spreek hom spesifiek aan. Maar ook dan wanneer daar 'n taal is en 'n uitleg in Afrikaans is, ek weet nie, daar gebeur net iets veral met die persoon wat die uitleg bring. Daai persoon, daai gelowige stap dalk in die diens in daai dag met 'n tipe van 'n swaarigheid in hulle binneste, jy weet 'n inspirasie wat hulle wil deel met die gemeente daai dag en hulle is ongelowig. Hulle weet nie, kan die Here deur my praat, kan die Here deur my werk, en nou is daar 'n taal in die gemeente en dit wek geloof op in die persoon wat die uitleg van die taal moet bring en daai persoon bring dit in Afrikaans. So jy hoor 'n klomp verskillende maniere hoe hierdie ding gesny kan word. Nee, dit kan gesny word na mense wat die boodskap moet hoor, maar ook mense wat die boodskap moet bring, wat dit wek geloof in jou hart op om dan daai woord te kan bedien. Ja, ek dink wat belangrik is, seker maar met al die gawes, maar weer eens, ek dink al was, as ek nou so 1 Korintiërs 12 lees en 13 en 14 lees, dan begin ek te wonder, is Paulus besig om net iets moois te deel oor gawes, of is daar iets aan die gang in Korinte, en hy wil hulle bietjie vasvat. Dit lyk vir my Dit lyk of hulle so bietjie teruggeval het op hulle Griekse maniere van ekstasis en goeters en te kere te gaan. Baie onordelik en 'n klomp mense gelyk. Hy sê daar, hy gee vir hulle selfs daar vir daai kerk op 'n stadium baie duidelike riglyn. So 3 wat in 'n taal praat, dan moet daar uitleg wees. Hy sê as daar nie 'n uitleg is nie, hy sê ek bid meer as julle. Ek bid ook dat julle soos ek in tale kan bid. Persoonlik vir my, Paul, ek weet nie, julle moet saam praat, maar vir my is daar ook iets rondom om te connect met die Here op 'n manier waar Afrikaans tekort skiet. Party mense praat baie keer so en sê, jy weet, musiek kan gaan waar woorde nie kan gaan nie. Ek weet nie of jy al 'n liedjie gesing het. Jy weet, dan vat dit jou na 'n plek toe waar jy nie eers weet meer hoe om te bid oor 'n situasie nie. En ek dink is ook 'n geleentheid in jou persoonlike lewe. Hy sê hierso is dit 1 Korintiërs 4 vers 2 wat hy sê, hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God ook, nê. So dit kan ook wees wat hy sê is dit het iets te doen met my persoonlike verhouding met die Here. Nie altyd dink as ek 'n taal het of 'n behoefte het. Partykeer is dit stil binne in my. Ek dink net persoonlik vir my is dit stil. Ek uiter dit nie hardop of so nie, maar dis net waar my gebeur. Ek sal bid vir 'n vriend of vir iemand se familie spesifiek en ek weet net nie meer hoe om te bid vir daai persoon nie. En dis waar ek die Heilige Gees vertrou dat hy daai gebed sal verder. Dis my belewenis ook, hoor. My belewenis is, en ek dink julle belewenis in die persone wat inskakel, is dat hierdie gawes, jy weet, 2 of 3 van die gawes is nie meer belangrik nie, of is nie meer van toepassing nie, maar ek sal op hierdie gawes konsentreer, dat ons die Here vertrou om te sê, Here, werk deur al die gawes, deur ons lewens, maar spesifiek, as jy nou Romeine 8 gaan lees, nê, en jy lees daar waar hy sê, die Heilige Gees tree baie keer vir ons in by die Vader wanneer ons nie weet wat om te bid nie, wat om te sê nie. Hoe die Heilige Gees deur jou kan bid, deur jou kan praat, dienooreenkomstig die wil van die Here. Ek dink net nog 'n paar goeters wat ek moet sê is, tale is nie verbode nie. So net om dit te sê.
Dit behoort nie binne in ons gemeente verbode te wees nie, dit behoort nie binne in enige gemeente verbode te wees nie. Ons sien hoe die eerste kerk hierdie gawe embrace en hoe die Here deur hierdie gawe ook met die gemeente werk. 1 Korintiërs 14 vers 39 sê, moenie die spreek in tale verhinder nie. So ons moet versigtig wees wanneer ons teen 'n gawe begin, posisie inneem, dat ons nie die Heilige Gees ook seer maak en eintlik gaan waar die Here nie gaan nie. Ek dink nog iets belangrik is tale in die gemeente moet uitgelê word. Ek dink jy het nou so vinnig daarna verwys. As daar 'n taal is, moet daar ook 'n uitleg wees. So dit sê vir my dat 'n mens kan nie sommer maar net binne in 'n groter byeenkoms in tale praat nie. Sonder dat dit nou maar net, kom ons sing nou almal in tale, of kom ons praat nou almal in tale. Dit klink nie vir my na dit is hoe 'n byeenkoms behoort te gebeur nie. Daar's 'n taal, jy het gesê tot 3 tale en dan moet daar uitleg wees van daai tale. En weer eens, dis nie 'n vertaling nie, dis 'n boodskap wat die Here binne in iemand se hart plaas om dan vir ons te gee en dit wek geloof en dit bou ons op. Hy sê hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, tensy hy dit uitlê. 1 Korintiërs 14 vers 5. En ek dink dan die laaste ding is profesie bou die gemeente direk op. Daai waarheid wat in Afrikaans verkondig word. So Paulus is ook ernstig daaroor as hy praat in 1 Korintiërs 14 vers 19 as hy sê ek praat liewer 5 woorde met my verstand as om ander te leer as 10,000 woorde in 'n taal. So net opsommend, tale is steeds geldig. Ek dink die tweede ding is dis primêr vertikaal en dis wat jy op die tafel sit om te sê wanneer ek in 'n taal bid dan bou ek myself en dis onuitspreeklike sigtinge wat ek maak na die Here toe. Dis 'n geestelike taal wat connect tussen my en die Here en ek dink wanneer ons in die gemeente is dan praat ons Afrikaans. Dit moet verstaanbaar wees. Altyd verstaanbaar wees. Ja. Ek wil hierdie reeks afsluit en ek dink is my so mooi 1 Korintiërs 12 die gawes, 1 Korintiërs 14 dan sê hy presies hoe die orde moet werk, maar dan as jy dit soos 'n toebroodjie sien 1 Korintiërs 13 dan begin hy, dis vir my interessant dat hy al tale weer 'n keer daarin. Hy sê al praat ek in tale, hemelse tale, jy weet dis my interessant. Hy kon enige gawe, al kan ek vir mense bid om gesond te word, al kan ek profeteer. Hy doen nie dit nie, hy doen tale spesifiek. Miskien het hierdie ouens gevoel dat as jy nou bietjie beter as ek in tale praat, dan is ek meer heilig as jy. En ek dink daar was so 'n bietjie van 'n issue daar gewees. So Paulus bring ons terug by die fokus. Hy sê dat al hierdie gawes moet wees in liefde, in opbouing, nie vir myself nie vir my ego nie, maar tot opbouing. By in Passie ons altyd bewonder God, bou mekaar, bereik die wêreld en mag dit so wees. My gebed vir jou is na al hierdie gawes, mag ons oorgee aan die Heilige Gees, meer as ooit van tevore. Meer as ooit van tevore in jou verhouding met die Here. En mag jy gevul wees met die Heilige Gees en sensitief wees vir die Heilige Gees, wat se gawe nodig is. By die werk, hoef nie altyd vreemd te wees nie, in die alledaagse lewe, maar mag ons sensitief wees en sê Heilige Gees, ons het u krag nodig om getuies te wees vir u, nie tot my voordeel nie, maar tot stigting van ander. Sê vir ons bid, Paul. Ja, my voorreg wees. Here, baie dankie vir die afgelope paar weke wat ons gepraat het oor die gawes. Here, ons wil onsself oopstel en sê, kom vervul ons met u Gees, werk die gawes deur ons, Here, om situasies en omstandighede te kan hanteer wat bo ons bereik is. Here, u werk deur ons en ons sê vir u dankie daarvoor. Dankie ook vir elke groep en elke persoon wat deur hierdie gawes praat, Here. Ek bid dat u in elkeen van ons 'n werk sal verrig. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Amen. Daar's hy. Dankie julle.